Baie welkom by Leef die Woord. Dankie dat jy by ons aangesluit het en ek het waardering dat jy jou tyd saam met ons spandeer en dat ons saam rondom die woord van ons Here kuier. Dis altyd so 'n groot vreugde om met die woord van die Here besig te kan wees. 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê die woord van God werk in ons wat glo. En mag jy ook vandag die werk van die woord van die Here in jou lewe beleef terwyl ons met sy woord besig is of terwyl sy woord met ons besig is. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om vandag weer eenmaal met u woord voor ons oop te wees. Here, dankie dat u woord lewend en kragtig is en dat u woord u stem in ons harte en in ons lewens is. Ons dank u in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou vra dat jy saam met my gaan lees uit Filippense 1 uit vanaf vers 3. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus, soos dit vir my reg is, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daardeur Jesus Christus is, tot heerlikheid en lof van God. Ons gesels vandag oor gebed, oor die vreugde wat daar met gebed gepaard kan gaan. Wanneer ons hierdie gedeelte lees en ons herinner ons aan die verhouding wat daar tussen Paulus en hierdie gelowiges was, dan sien ons so 'n mooi voorbeeld van wat dit kan beteken om met vreugde vir mekaar te bid. Die goeie woord van die Here leer ons dat ons vir mekaar moet bid. En dit is goed en dit is reg dat ons dit doen, juis omdat die woord ons so leer. En ons moet nie in ons gebede vir mekaar nalatig wees nie. En Paulus het beslis die krag van gebed geken en verstaan. In sy eie lewe het hy beleef hoe kragtig gebed kan wees en hoe gebed die atmosfeer kan verander, hoe gebed die atmosfeer kan skud, omstandighede radikaal kan verander. Die Filippense sou dit waarskynlik ook nog kon onthou, want so ongeveer 10 jaar gelede, toe Paulus en Silas in Filippi was met die stigtiging van die gemeente, merk ons op dat hulle op 'n stadium in die gevangenis beland het, en hoe Paulus en Silas dan volgens Handelinge 16 vers 25 en 26 in die middernag gebid het en lofliedere tot eer van God gesing het, en hoe die tronk geskit was waarin hulle was en die deure het oopgegaan en die boeie het van almal losgekom. Paulus het ervaar wat is die krag van gebed. En ek neem aan die Filippense kon dit ook nog onthou. So wanneer Paulus met hulle praat oor gebed, dan dink ek het hulle onmiddellik verstaan, maar daar is krag in gebed. Daarom kon Paulus ook vir hulle met vrymoedigheid sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hulle het geweet wat is die impak en die krag van gebed. Wat is die invloed wat gebed op ons lewens en op die atmosfeer rondom ons kan hê. Paulus het dit geken en hulle was ook daarvan bewus. Nou begin Paulus en hy gesels met hulle oor sy liefde vir hulle en die blydskap wat hulle vir hom bring. En dan praat hy ook spesifiek oor wanneer hy vir hulle bid, dat dit ook met blydskap gepaard gaan. Ons lees in Filippense 1 vers 4, ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap.
Ek het vandag groot vrymoedigheid om vir julle te sê, maak dit vir julle gemeenteleiers lekker om vir julle te bid. Ek weet dit kan dalk so oppervlakkig klink, maar ek wil hê jy moet dit hoor presies soos dit is. Maak dit vir julle gemeenteleiers lekker om vir julle te bid. En hoe maklik of hoe moeilik kan dit nou eintlik wees? En die antwoord is eenvoudig. Jy weet mos hoe danig jou leefstyl is. Jy weet mos watter rol jou gesindheid in die gemeente speel, watter rol jou teenwoordigheid in die gemeente speel, watter bydrae jy lewer ten opsigte van die atmosfeer wat daar in die gemeente is. En daarom, op sterkte van die skrifte en hierdie voorbeeld wat ek het en wat ons het van Paulus in die gemeente in Filippi en die mooi verhouding wat daar was, het ek hierdie vrymoedigheid om hierdie versoek te rig. Laat jou geloof in ons Here Jesus Christus, laat dit jou ook op 'n plek bring waar daar met vrymoedigheid getuig kan word en sê dat jy 'n gemeenskap het aan die evangelie. Enerzijds deurdat jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, en anderzijds omdat jy help, omdat jy 'n bydrae lewer, omdat jy 'n goeie gesindheid het, sodat jou gemeenteleier met 'n vreugde kan bid oor jou en oor die gemeente. Leef so en tree op so 'n manier op, dat gemeenteleiers ook kan sê, soos Paulus van hierdie gemeente gesê het, in Filippense 1 vers 8, ek verlang na julle met die innige tederheid van Jesus Christus. Wanneer ek dink aan Paulus en hoe hy met die gemeente in Filippi gesels, en wanneer ons nou weer 'n keer die brief van Galasiërs lees, dan kan ons so duidelik die verskil agterkom. Galasiërs, die gelowiges in Galasiërs het Paulus se gemoed verswaar. En alhoewel hy steeds vir hulle gebid het volgens Galasiërs 4 vers 12, merk ons op dat sy gebede 'n ander tipe inhoud gehad het. In Galasiërs 4 lees ons in vers 19 en 20, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Ek wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Hoor dit en plaas dit nou teenoor Paulus se woorde in sy gebed vir die gelowiges in Filippi, omdat ek juis hierop vertrou, sê hy, Filippense 1 vers 6. Omdat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra. Kan julle die gevoel beleef, die andersheid beleef, en dit het te maak met die gesindheid wat daar was. Filippi het dit vir Paulus maklik gemaak om vir hulle te bid. En daarom wil ek jou aanmoedig, maak dit ook vir jou gemeenteleiers maklik en lekker om vir jou te bid. In Hebreërs 13 vers 17 word dit duidelik gesê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Sodat hulle met blydskap rekenskap kan gee, nie alsigtende nie. Professors Stefan Joubert en Jan van der Walt het dit vir my so treffend en beskrywend vertaal. Hulle sê, luister na hierdie mense wat as leiers optree by julle. Doen wat hulle sê, want dit is hulle wat julle geestelik versorg. Hulle moet omsien na julle siel. Ook moet hulle hieroor verslag doen aan God. Sorg dat hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie met 'n geklaarry nie, want dit sal geen voordeel vir julle self inhou nie. Wanneer ons gesels oor om met vreugde te kan bid, dan wil ek vandag vir jou sê, jou gesindheid teenoor die gemeente en teenoor die werk van die Here, selfs teenoor gemeenteleiers, het 'n invloed op die manier hoe daar gebid word. Nie op 'n manier waar daar 'n onderskeid tussen mense getref word nie, want God is geen aannemer van die persoon nie en dit is ook nie waarop ek neerkom nie, maar dat daar met vreugde vir jou gebid kan word. Maar wat bid Paulus dan nou vir hulle? Hy sê dat hy vir hulle bid en dat hy dit met vreugde doen, maar wat bid hy vir hulle?
Paulus het hierdie gebed wat hy vir die gemeente, vir die gelowiges in Filippi gebid het hy dan ook neergepen. Maar nie net die gebed nie, ook die gevolge van sy gebed, sodat die gemeente 'n maatstaf kon hê om te meet tot watter mate hulle aan hierdie gebed van Paulus gehoor gee en hy kom gee vir hulle hierdie gebed en hy kom gee die gevolg sodat hulle eie groei kan meet in terme van dit waarvoor Paulus vir hulle gebid het. Nou kom ons let eersins op na die gebed. Eenvoudige woorde, Filippense 1 vers 9. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Dis wat hy met groot dankbaarheid vir hulle bid. Ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Paulus bid vir hulle, wanneer hy sê, ek bid vir julle dat julle nog meer en meer oorvloedig word in die kennis, dan sê hy vir hulle, ek bid dat die karakter van God in julle gevorm word, en dat dit al hoe duideliker sigbaar sal wees, want God is liefde. Ons moet God bo alles lief hê, ons moet God eerstens lief hê, en hierdie uitdrukking van ons liefde vir God, moet gesien word in ons algehele toewyding, in ons daaglikse lewe, in die manier hoe ons onsself as mense handhaaf in hierdie wêreld. Mense moet duidelik in ons lewe kan sien dat ons kinders van God is. En dit moet gesien word in ons liefde vir God, moet waargeneem kan word in die manier hoe ons leef. Mense moet na ons kyk en sê, maar ek kan in jou lewe sien dat jy God liefhet. Ek kan die manier hoe jy ander mense hanteer, kan ek sien dat jy God liefhet. En dit is wat Paulus bid, dat ons liefde nog meer en meer oorvloedig moet word. Ons moet God lief hê, en ons moet mekaar lief hê. Mekaar lief hê in woord en daad, en soos Galasiërs 5 vers 13 sê, om mekaar ook te dien met die liefde. En hierdie liefde, waarin ons meer en meer oorvloedig mag word, moet dus meer en meer oorvloedig word in terme van die sigbaarheid daarvan, in en deur jou en my lewe. En Paulus bid dat hierdie gemeente, hierdie gelowiges in Filippi, alhoewel hulle reeds hierdie pragtige getuienis het, dat hulle liefdevol is, dat hulle lief is vir Paulus, dat hulle lief is vir die gemeente, dat hulle lief is vir die werk van die Here. Paulus bid dat hulle nooit op 'n plek sal kom waar hulle dink, hulle het nou gearriveer in dit nie, maar dat hulle meer en meer oorvloedig in dit sal word. Daar is nie 'n punt van versadiging wat bereik kan word nie. Ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar, ons liefde vir die werk van die Here, moet altyd besig wees om te groei en altyd meer en meer sigbaar word. Dit moet altyd besig wees om te verdiep en te verbreed. Want daar is meer om te leer. Daar is 'n ekstra myl om te stap. Daar is uitdagings wat hanteer moet word en oorwin moet word. Daar is vergifnis en versoening wat moet plaasvind, sodat die liefde meer en meer oorvloedig kan word. Ja, waarlik, die liefde dring ons, en dit kan gesien word in ons optrede. Ons praat nie net daarvan en sê nie net dat ons God liefhet nie, en dat ons mekaar liefhet nie. Nee, dit kan duidelik gesien word in ons gesindheid en in ons optrede, in ons toewyding. En dan bid Paulus en hy sê, ek bid dat julle liefde meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Ons moet oplet wat Paulus doen. Paulus sê die vertrekpunt is die liefde. Voordat dit kom by kennis en ervaring, noem hy die liefde eerste. Net soos ons byvoorbeeld lees in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, maar die liefde word eerste genoem. En so is dit ook hier die geval. Liefde word eerste genoem, dat julle meer en meer oorvloedig sal word in julle liefde, in kennis en alle ervaring. Voordat Paulus aandag geskenk het aan die noodsaaklikheid van kennis
en ervaring wat te maak het met die uitlewing van hierdie kennis. Sê, maar julle moet eerstens lief hê, en daar is 'n goeie rede daarvoor. Want in 1 Korintiërs 8 vers 1 lees ons dat kennis alleen opgeblaase maak. In 1 Korintiërs 13 vers 2 sê Paulus, watter baat sal 'n mens vind daarin om al die geheimenisse te ken en om al die kennis te hê, maar nie liefde te hê nie. Dit sou niks beteken nie. En daarom begin Paulus om eers ons aandag te vestig op die liefde, dat die liefde nog meer en meer oorvloedig sal word. En dan voeg hy by liefde in alle kennis en ervaring. Paulus het nie die noodsaaklikheid van kennis en ervaring onderskat nie, hy het dit ook nie afgeskryf nie. Maar dis belangrik dat ons moet verstaan, dat ons liefde, dat dit eerste moet wees. En verder nog die implikasie daarvan, dat kennis en ervaring in liefde gegrondves moet wees. Want wanneer dit ons motief is om meer te weet, maar dit is in die liefde gegrondves, vriende, dan sal ons met groter begrip en met groter bewondering kan lief hê. Want die liefde, wat die vertrekpunt is, help ons om dinge anders te sien. Help ons om dieper te kan sien. In sodoende word ons in staat gestel om dieper lief te hê, om waarlik te kan lief hê, wat 'n invloed gaan hê op ons kennis en die uitlewing van ons kennis. Ons hanteer dit dan anders. Jy sien, hier is die waarheid wat Paulus wil hê dat ons moet verstaan. Wanneer die karakter van God in ons gevorm word, dan gee dit aanleiding tot volwassenheid. Wanneer ons meer kennis en meer ervaring het en ons uitlewing daarvan gegrondves is in die liefde, tree ons anders op. Ons tree meer volwasse op. En dis juist wat Paulus wil hê dat die gemeente moet verstaan. Ek bid nie net dat julle meer en meer liefde sal hê en dat julle meer kennis en ervaring sal hê nie, maar dat julle vanuit die liefde uit, die kennis wat julle ontvang en die ervarings wat julle het, die toepassing van die kennis, dat dit altyd deur die liefde gedring sal word. Want dit gaan die getuienis dra dat julle volwasse kinders van God is, geestelik volwasse en emosioneel volwasse. En dit is juist wat Paulus wil hê dat ons moet verstaan. Om te groei in die karakter van God, laat ons toeneem in volwassenheid. Meer en meer oorvloedig in liefde, meer en meer oorvloedig in die karakter van God. En nou hanteer ons kennis anders. Wat beteken ons ervarings lyk anders? En wat is die gevolg van hierdie karakter wat in ons gevorm word? Wat is die gevolg van hierdie geestelike volwassenheid? Dit sê Paulus dan in Filippense 1 vers 10 en 11. Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Geestelike volwassenheid, wanneer ons toeneem in ons liefde en die kennis wat ons versamel en die manier hoe ons dit uitleef, hierdie ervarings wat ons het, wat in die liefde gegrondves is, bring ons op 'n plek waar ons geestelik en emosioneel meer volwasse is, wat 'n invloed het op ons onderskeiding van dinge, om dinge te kan sien vir wat dit waarlik is. Vriende, geestelike volwasse mense het 'n beter onderskeidingsvermoë. Ons kan dinge sien waarop dit aankom. En dit is in lyn met wat die skrif leer. In Hebreërs 5 vers 14 lees ons, maar vaste spys, dit het te maak met kennis. Sê maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Wanneer ons geestelik volwasse is, wanneer ons toeneem in liefde en wanneer ons toeneem in kennis wat in liefde gegrondves is en wanneer ons ervaring het wat spruit uit ons toepassing van hierdie kennis wat in liefde gegrondves is, het ons net meer en meer onderskeiding. Ons kan dinge sien vir wat dit waarlik is. Volwasse mense sien dinge anders en tree dan anders op, neem die regte besluite, kan sien wat dit moet wees en doen dan wat gevra word.
Dit is wat Paulus vir hierdie gemeente in Filippi bid. En hy bid dit met groot vreugde vir hulle, want hy kan reeds sien hoe hulle in dit groei en hoe hulle in dit ontwikkel. En dan bid hy en hy sê, ek wil hê julle moet nog meer en meer oorvloedig word in dit. Hierdie onderskeiding en om dit toe te pas, om te kan sien wat dinge is en om die regte besluit te neem. Paulus sê die gevolg daarvan, die impak daarvan sal wees, dat hulle rein sal wees en vir niemand 'n aanstoot sal wees nie. Hulle sal met ander woorde goeie getuienis handhaaf. Wanneer ek in die karakter van God toeneem en hierdie volwassenheid wat begin ontstaan in my, emosioneel en ook geestelik, bring my op 'n plek waar ek dinge kan sien vir wat dit is en wanneer ek reg optree, dan sal my optrede rein wees. En dit gaan nie aanstootlik wees nie. Mense gaan nie sê, maar hy sê een ding en hy doen iets anders nie. Paulus sê verder, wanneer jy uitmunt in geestelike volwassenheid, gaan jy nie net goeie onderskeiding hê nie. Hy sê die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus, gaan al hoe duideliker in julle lewe na vore kom. Ons moet mooi hoor wat Paulus hier gesê het. Hy sê Christus het die volle vrug van geregtigheid bewerkstellig. Dis nie die vrug wat groei nie. Dit is, die vrug word duideliker in ons lewe. Dit is wat ons moet raak sien. Sien, Christus Jesus maak dit vir ons moontlik om kinders van God te wees en om in goeie stand met God te wees. Christus Jesus het hierdie vrug van geregtigheid bewerkstellig. Hy het die moontlikheid vir jou en my bewerkstellig om in 'n verhouding met God te staan. Hy het gesorg dat dit daar kan wees, dat dit volkome is vir jou en vir my. Niks kan bygevoeg word nie, want Christus het 'n volkome werk gedoen. Wat egter in jou en my lewe moet gebeur, is dat hierdie volkome werk van Christus duideliker en duideliker in ons lewens na vore moet kom. Die werk is, die vrug is, dis klaar afgehandel, maar jy en ek moet word. Jy en ek moet uit ons manier van lewe wys dat ons hierdie vrug van geregtigheid het. Is dit nie 'n kosbare gebed wat Paulus bid nie? Hy sê, ek bid dat julle in die karakter van God gevorm word, dat hierdie karakter, hierdie liefde wat julle het, dat wanneer julle kennis het van dinge, wanneer julle meer leer en julle hierdie kennis toepas en julle doen dit vanuit liefde uit, julle het hierdie ervaring wat julle het, vanweë julle toepassing van hierdie kennis, en julle doen dit uit die liefde uit, gee dit aanleiding tot geestelike volwassenheid, en as julle geestelik volwasse is, dan kan dit gesien word in die manier hoe jy dinge kan onderskei vir wat dit werklik is. Hy sê, en meer nog, wanneer jy meer en meer oorvloedig word in die liefde, in kennis en alle ervaring, kan Christus en sy volkome werk wat hy klaar afgehandel het, al hoe duideliker in jou en in my lewe na vore kom. Is dit nie 'n kosbare gebed nie? Ons kan as te ware sê, Paulus bid vir hulle, dat hulle duideliker sal word wie hulle reeds is. Dat dit aan die buitekant duideliker sal word. Wat 'n kosbare gebed, wat 'n wonderlike gedagte. En dan wil Paulus ook hê, dat ons moet reg verstaan, hy sê geestelike volwassenheid moet ons nie 'n groter dink van onsself gee nie. Daar is 'n baie duidelike boodskap van nederigheid wat ingebou word. Daar's 'n baie duidelike boodskap van nederigheid in Paulus se gebed. En ons kan dit raak sien. Hy sê nie een van ons het al gearriveer nie. Is dit nie wonderlike nuus nie? Daarin dat ons besef dat Christus met ons besig bly, maar ook vir jou en my om te sê, wanneer ons nou meer en meer oorvloedig word in ons liefde, in kennis en alle ervaring, dan moet ons nie meer van onsself begin dink as wat ons behoort te dink nie, want Christus is nog nie klaar met ons nie. Hy bly steeds besig in ons. Daarom moet ons nooit dink ons het gearriveer nie, en daarom mag ons nooit vanweë ons geestelike volwassenheid, ons emosionele volwassenheid op mense neerkyk wat nog nie is waar ons is nie. Want God is steeds ook nog met jou en my besig. Ons moet steeds groei en steeds ontwikkel om al hoe duideliker hierdie vrug van die geregtigheid te kan uitleef na buite toe. En ons sien dit juis ook in Filippense 2 vers 12 en 13 wanneer Paulus sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat
in julle werk. En nou is ons so nederig dankbaar. Here, dankie dat U met ons besig bly. Aan die een kant gee dit my geduld met myself, genade met myself, en ook genade en geduld met ander mense. Ek dank die Here dat hy met ons genadig, geduldig besig bly tot op die dag van Christus. Jy en ek kan elke dag groei en groei en groei. En dit is nie uit onsself uit waarin ons dit te danke het nie. Ons is tot alles in staat deur Christus. Christus maak dit vir ons moontlik om meer en meer soos hy te word. Die impak van hierdie gebed wat Paulus gebid het, om geestelik te groei en om geestelik volwasse te word, lei daartoe dat God verheerlik sal word. Ons geestelike groei is nie om vir onsself naam te maak nie, maar dit is om eer aan God te bring. Dit herinner my aan Jesus se woorde toe hy gesê het in Matteus 5 vers 16: Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Mag die Here ons hierin behulpsaam wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die goeie werk wat U in ons begin het, en dat ons reeds hierdie vrug tot geregtigheid het. En nou wil ons in ons eie lewe, wil ons ook meer en meer oorvloedig word in liefde, in kennis en alle ervaring, sodat ons beter onderskeiding kan hê vanweë geestelike volwassenheid, dat ons optrede anders kan wees, en ook, Here, dat ons op 'n plek sal wees, waar ons deur ons manier van lewe 'n getuienis sal wees van die verandering wat U in ons lewens bewerkstellig het, tot die heerlikheid en die eer van U roemryke naam. Dit is ons gebed, in die mooiste naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.